Ja, ons is by die laaste van die 4 afleweringe oor die baie belangrike vraag en kwessie oor waarom die wegraping nie plaasgevind het op 23 en 24 September op ons kalender en dan 22 en 23 September op die Joodse kalender, aangesien hulle dae anderster gereken en bereken word as ons het. Maar kom ons hou by 23 en 24 September, omdat dit vir ons in Suid-Afrika dan die datums was. Het ons nou al stilgestaan by 'n klompie dinge en vir u probeer wys waarom dit so gevaarlik is om datums te plaas by dinge wat God gesê het hy onbekend hou. En mense dan teksverse gebruik omdat hulle sekere gapings en sekere verborgenhede nie wil onderskei van mekaar, of dan 'n verborgenheid van 'n bekende wil skei nie, en dit nou dieselfde wil toepas. Nou, voordat ons by die laaste deel kom, wil ek net weer vir u terugneem na die skema voorstelling van die eindtyd en sy verborgenheid. U sal onthou dat ons gepraat het oor Daniël hoofstuk 9 vers 24 tot 26 as die eerste keer wanneer ons begin agterkom het dat daar 'n gaping is in die eindtyd, of kom ons sê een van die kere in die Ou Testament. Daar's ook Jesaja 9 vers 5 en 6, maar Daniël 9 praat meer detail oor die gaping. En jy sal onthou dat Daniël deur die engel aangesê is dat aan die einde van 69 weke, die 7 weke of die 7 jare en dan die 62 jaar, wat dan nou 62 weke verskoon, wat dan nou 49 jaar en 434 jaar is, sal die Messias of die prins uitgeroei word. In Daniël 9 vers 26, wat vir ons 'n tydperk gee van 483 jaar. Maar die profesie in sy geheel praat van 70 sewetal. Met ander woorde, die dag toe Jesus sterf aan die kruis, eindig die 483ste jaar van die 490 jaar wat die Here bepaal het en aan Daniël bekend gemaak het wat hy met Israel gaan doen. En vind daar 'n gaping plaas wat ons dan nou by verskillende name kan noem, die verborgenheid, die dispensasie van genade, sommige noem dit die kerkdispensasie, wat ten einde loop na die wegraping. En God dan sy werk met Israel gestop het, soos wat Petrus vir die Jode sê in Handelinge 2 vers 36, dat hulle die Messias vermoor het. En toe hulle Jesus verwerp het, stop die profetiese kalender vir die Jode en wend hy hom na die heidene toe, of dan die nie-Jode, en stuur dit dan die apostel Paulus, wat hierdie verborgenheidsgenadetyd of kerkdispensasie, hoe jy dit ook al wil noem, dan nou begin. So, die kerk word gestig, of die Nuwe Testamentiese kerk word gestig met die apostel Paulus, wat na die heidene gestuur is, en hierdie dispensasie kom tot 'n einde by die wegraping. Dan draai God terug om vir 1 week of dan 7 jaar, wat opgedeel is in 3,5 jaar, wat die 70ste week van Daniël se profesie is, in Daniël 9 vers 27, om dan met Israel terug te keer, om hulle voor te berei vir die koms van die Messias en sy koninkryk en sy vrederyk op die aarde. So, aan die Jode verwag 'n aardse koninkryk wat God beloof het aan Dawid, en ook in Jesaja 9 vers 5 en 6, dat hy op die troon van Dawid sal sit as 'n koning. 'n Aardse koninkryk, maar vir die nie-Jode of dan die heidene 'n hemelse koninkryk, en daarom vind die wegraping dan nou plaas. So, baie kortliks net die eindtyd voorstelling gekoppel aan nou gapings en verborgenhede. Die wegraping was tot en met Paulus se brief aan die Tessalonisense en aan die Korintiërs 'n verborgenheid. Kom ons spring weg en net om saam te vat inleidend.
By ons laaste aflewering het ons gefokus op die feit dat beide die wegraping, sowel as die tweede sigbare koms se datums van sy vervulling onbekend is. En ek het hier bygeskryf omdat God so gesê het. En dis die einde van die gesprek. Die Here wil nie hê dat ons moet weet wanneer die wegraping plaasvind. Hy gaan nie vir ons 'n datum gee nie. Hy gaan niemand stuur met 'n datum nie. Hy gaan nie nuwe openbarings gee nie, want ons het sy woord wat deur die Heilige Gees gebruik word, die volheid, die volkome foutlose woord van God, waar die Heilige Gees deur die inwoning in ons harte, hierdie woord in ons harte gaan kom bekend maak. Die datums onbekend. Ook het ons gesien dat die skrif wys dat daar geen tekens vir die wegraping is nie, maar dat daar tekens is, Matteus 24, vir die tweede koms. Ons het afgesluit en begin kyk na sekere probleme wat datumbepalings het. En ons het gesien dat teksvers wat gebruik word om enigstens 'n dag en 'n datum te bepaal en die skrif te gebruik met die Joodse feeste in konteks, buite konteks is om die wegraping en die Joodse feeste binne dieselfde konteks te bring. Dis twee verskillende dinge, verskillende mense met wie gepraat word en het geen verbintenis nie. Datumbepaling rand die gesag van God aan en maak dat mense aan die egtheid van die persone se uitlatings begin twyfel en ook wegdraai van die waarheid en ander valshede aanhang. Dit gee die duiwel die geleentheid om meer verwarring onder kinders van God en goedbedoelde Bybellesers te saai. Ons wil voortgaan. Ons het by die eerste 6 probleme van datumbepalings afgesluit verlede keer en ons wil dan nou daarby voortgaan en dan 'n breë samevatting of dan 'n gevolgtrekking met u maak ten slotte. Die probleem met datumbepalings sien ons in die 7de plek dat belangrik is, God praat met elkeen direk en ook nie deur iemand anders wat kwansies nou 'n woord of 'n profesie vir jou het nie. Jy sien dit baie keer en jy hoor dit baie keer en is nie net datumbepalers nie, mense wat hulle self die reg toeëien om namens God, ek praat nie van die verkondiging van die woord deur sy geroepenis nie. Ek praat van mense wat aan jou toe kom en sê, die Here het my gestuur om vir jou dit te sê. Die Here sal dit vir jouself sê. As jy sy woord lees, sal dit vir jou sê. Jy sal in jou hart weet wanneer God met jou praat. Hy het nie iemand anders nodig wat 'n profesie of kwansies 'n woord vir jou het nie. God praat met jou direk. Die pastoor Joshua Malekela van Suid-Afrika en ook ander was die begin gewees in Suid-Afrika, as ons nou by Suid-Afrika is, wat gesê het dat God eers met drome met hulle gepraat of met hom dan gepraat het en toe later hom fisies aan pastoor Joshua bekend gemaak het en hy het aan pastoor Joshua verskyn. Wat baie gewaagd is. Want drome is jou onderbewussyn. Drome beteken nie noodwendig dat God met jou praat. Want ek het al baie drome gehad oor baie dinge wat jou onderbewussyn geactiveer het, maar wat definitief nie 'n boodskap van God is nie. By die geleentheid toe die Here aan pastoor Joshua verskyn het die Here gesê, en hier kom die rooi vlag. En dis een van die dinge wat hierdie datumbepalers almal in gemeen het. Hy het gesê dat vandat die Here kon sy van hom gesê dat vandat Israel 'n nasie geword het in 1948, daar 77 jaar sal wees tot die uittog wat hy dan nou die wegraping noem. Nou van Israel 'n staat geword het of 'n nasie geword het en die staat Israel verklaar is in 1948 het niks uit te waai met datumbepaling vir die wegraping. En nou kom hy met 48 plus 77 is nou 2025 en dis wanneer die wegraping
nou sou plaasvind. U kan maar na sy video's gaan kyk. Ek is van mening dat hy alweer 'n klomp datums kwyt geraak het van wanneer die Here nou ewe skielik nou weer gaan kom. Die probleem is dat iemand hierdie wat baie keer goeie mense is en homself as 'n goeie en 'n aangename mens voorhou, glo. En dat hy hierdie goeie voorkoms of hierdie mooi gesindheid of mooi lewe of aangename persoonlikheid misbruik om mense te mislei. Danny Botha het in sy onderhoud na 23 en 24 gesê, nadat die wegraap nie plaasgevind het nie, het hy gesê hy was oortuig deur pastoor Joshua. En het die Here aan hom met die geklank van trompette hierdie openbaring gegee. Nou, ek het niks teen hierdie ouens as persone nie, maar dit is so gevaarlik. En hy het dit self gesê, luister maar na sy gesprek die 25ste September, dat hierdie pastoor wat begin het met hierdie gemors, deel was, omdat hy die trompette gehoor het, het dit 'n sameloping van omstandighede geword, wat nou stiekrag gegee het, dat die wegraping op die fees van die trompette kan plaasvind. Kyk na die geweldige aanklag van God teen valse profete. En daarom wil ek nou nie sê Danny Botha valse profeet. Ek wil nie daai rigting gaan nie, maar ek wil net hê vir jou hier moet kyk die aanklag wat God het teen valse profete. Jy gaan onthou ook toe koning Josafat en koning Agab wil gaan oorlog maak, het hulle al hulle profete geroep en almal het vir hulle gesê, julle kan gaan oorlog maak, die Here sal hierdie volk in julle hande gee. En Micha kom en Micha sê, die Here het nie so gesê. En op die einde van die dag sterf Agab met 'n dwaalpyl terwyl hy homself vermom het, dat hy nie so sterf wil, en Micha sê, jy gaan sterf in die oorlog. En hy vermom hom, dat hulle hom nie uitken nie. En die Bybel sê, 'n dwaalpyl tref Agab, en hy sterf, omdat die profete vals was. En Micha uitgekry word as die sogenaamde valse, omdat hy nie saam met die ander profete gaan het nie, maar dat Micha eintlik waar gepraat het. Hoor die aanklag wat God het teen valse profete. Deuteronomium 18 vers 20. Maar die profeet wat so vermetel is om 'n woord in my naam te spreek, wat ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van 'n ander gode spreek, die profeet moet sterwe. En as jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord weet wat die Here nie gespreek het? Nou sê, as die profeet in die naam van die Here spreek, en wat hy gesê het nie gebeur nie, en nie uitkom nie, dan is dit die woord wat die Here nie gespreek het. Deur vermetelheid het die profeet dit gespreek, jy mag vir hom nie bang wees nie. Dis dalk genade, terwyl ons nie onder die wet verbind is nie. Anders is daar baie datumbepalers al doodgemaak moes gewees het, of moes gesterf het, of moes verag gewees het, en ek dink hulle kan dankbaar wees, dat alhoewel dit Ou Testamenties is, dat God dieselfde bly en dieselfde haat het, in mense wat sê die Here sê, en die Here sê nie. Die laaste persoon, wie die Here Jesus gesien het, was die apostel Paulus. En in 1 Korintiërs 15 vers 8 sê hy is die laaste van almal, en hy verskyn ook aan my die ontydige geboorte. So aan woorde, Paulus sê dat hy was die laaste van almal wat Jesus aan verskyn het. So aan woorde, ek het duidelik gesê en gedink dat as iemand dit moes geweet het, wat hierdie verborgenheid van 2 Korintiërs 12 gesien het, om in die derde hemel weggeruk te word, en hierdie dinge te sien, dink ek tog, dat die Here sy dit bekend wil gemaak het, dit aan Paulus sou gegee het, omdat hy hierdie verborgenheid moes gaan bekend maak. Die gevaar van hierdie uitlatings, dat God uniek aan hulle verskyn het,
en bykomende ding openbaar, sê in die waarheid, hoor mooi, dat die skrif, die woord van God onvoldoende, onvoltooid en beperk is. Want ons weet dat God sê in Hebreërs dat hy in die ou tyd met die profete gepraat het, maar het hy in die laaste dae praat deur sy seun en hy is die woord van God, die Logos. Johannes 1 vers 1 sê in die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was God, wat praat van die Here Jesus. Die vraag is, waar of by wie lê hierdie datumbepalers se autoriteit? As hy dan sê dat God vir hom iets bykomends gegee het wat God nie gesê het nie, dan sê hy eintlik die Bybel is onvoldoende, hy's onvoltooid en hy's onbeperk. 'n Geweldige aanspraak om dit bewuslik of onbewuslik te doen. Die Heilige Gees kan ons kennis gee om die skrif reg en selfs beter te vertolk, maar nooit iets nuuts of bykomend tot die skrif bied nie. Pas op om te sê, die Here het aan my verskyn en die Here het gesê of die Here het geopenbaar. Dis die Heilige Gees wat hierdie woord in jou hart lewend maak en hy gaan niks meer sê nie, want hy sê, hy herinner ons aan wat Jesus gedoen en gesê het en hy lei ons in die volle waarheid. Mense reken dat jy nooit teen ondervinding met 'n argument kan wen nie. Want hy wat iets beleef het, kan niemand van hom wegvat en met hom stryd. Die gevaar is, was die ondervinding eg of was die ondervinding dalk 'n lokval? Onthou, die Bybel sê dat die duiwel verander hom as 'n engel van die lig en kan maklik mense, selfs eerlike, opregte mense verlei, wat hulle in sulke posisies wil bevind, waar hulle namens die Here wil praat. Wanneer 'n persoon op ondervinding of op ervaring steun, in plaas van die verligting van die Heilige Gees, loop hy die gevaar om mislei te word. Die boodskap van hierdie datumbepalers is nie verkeerd nie. Ek wil jy moet mooi luister wat ek sê. Dis nie verkeerd dat hulle doel was om te waarsku nie. Die dringendheid het ek in Dani se woorde gehoor. Die dringendheid om te waarsku dat mense moet gered word, dat hulle moet gereed wees. Dis reg, dis belangrik. Maar ek sê weer, moenie datums daarby sit nie. En moenie mense praat, nou omdat dit die fees van die trompette is, nou moet ons alles uitpas en almal gereed kry, almal in die bek ruk nie. Ons boodskap moet voortdurend wees. So die boodskap van hierdie mense is nie verkeerd nie. Maar die gevaar is, moet asseblief nie datums daarby sit nie. Die 8ste probleem met datumbepalings, het ons gesien dat pastoor Joshua sy openbaring is dat hy gesê het dat hy Jesus ontmoet het en dat hy 'n man was met ligte bruin hare. Nou, my hare rys as ek die vermetelheid sien van mense wat sê dat hy Jesus oog tot oog ontmoet. Want ek lees toe Johannes in Openbaring die Here Jesus sien, het hy soos 'n dooi op die grond neergeval. Toe die heerlikheid van die verheerlikte Christus hom ontstraal, het hy soos 'n dooi neergeslaan. En nou kom hierdie ouens en hulle wil sê dat Jesus het aan hulle verskyn en Jesus het ligte bruin hare gehad. Die probleem gedurende Jesus se aardse bediening het ons geen aanduiding van gelaatstrekke of haarkleur nie, behalwe as ons Jesaja 53 lees, dat hy uit mekaar geskeur was met sy kruisiging en niemand hom wou sien. So nêrens lees ons van hoe hy gelyk het nie. Hy kon 'n blasvel, hy kon 'n ligte vel, hy kon enigiets gehad het, wat die Midde-Oosterse Jode het. Maar nêrens lees ons van haarkleur en gelaatstrekke.
Jesus in sy verheerlikte posisie, soos ek nou gesê het, in Openbaring 1 vers 12 tot 18, sou hy, as hy aan die pastoor sou verskyn het, sou die pastoor sy verheerlikte liggaam gesien het. Die oë wat soos vuur brand, die wit kleed, jy kan maar daar lees. Nie 'n mannetjie, en ek wil met geen disrespek sê nie, met ligte bruin hare nie. Jesus in sy verheerlikte posisie is God. En niemand kan God sien en bly leef nie. Die 9de probleem met datumbepalings is dat die wegraping wat plaasvind gedurende die fees van die trompette, en ek sê dit onomwonde, is onskriftuurlik. Dis die feeste van die Here wat hy in Levitikus 23 aan die Jode gegee het, wat die Jode moes volg en het niks te doen met die liggaam van Christus, die weergebore kinders van God, wat uit Jode en heidene dan bestaan het, wat deel word van die liggaam van Christus nie. Hierdie feeste het niks uit te waai met die liggaam van Christus nie. Sou dit gekoppel gewees het, moes dit al vir die afgelope 2000 jaar, elke jaar gedurende die middel van September moes plaasgevind het. En ook dan alleen. So in ander woorde, God moes dan beperk gewees het om op die fees van die trompette sy kinders weg te vat. Dan alleen, middel van September, gedurende die fees van die trompette, vir die afgelope 2000 jaar elke jaar. Of een van hulle dan. Dit kan op die fees van die trompette plaasvind. Sou God daardie dag so bepaal. Maar God het nie nodig om elke jaar vir die fees van die trompette te wag voordat hy sy kinders kan kom haal. Kom ons kyk vinnig na die 7 feeste, om net vir u so 'n bietjie van 'n inligting en 'n klarigheid te gee. Op die YouTube kanaal van Oog op die Koms kan jy ook kyk, daar's 'n baie dieper studie oor die 7 feeste van die Here, wat ek oor 'n klompie afleweringe dan nou gehanteer het. Maar kom ons kyk dit vinnig. Daar's 4 lentefeestuie wat vervul is voor hierdie huidige dispensasie van genade. 4 lentefeeste. Die Pasga was op die 14de van die eerste maand, die maand Nisan, en dis die dag toe Jesus gekruisig het. So die Pasga wat hulle gehou het, het Jesus op daardie selfde dag, 14 Nisan, is Jesus gekruisig. Dan die fees van die ongesuurde brode, moes op die 15de dag van die maand Nisan gewees het, en op die fees van die ongesuurde brode, is dit die tyd toe Jesus in die graf was, het hy dit vervul. Maar die Jode het 'n ander ritueel wat hulle nagekom het, wat baie, baie mooi inpas by die tyd toe Jesus in die graf was. Die suurdeeg is uit die huise verwyder, want suurdeeg is onreinheid. En in hierdie tyd het God hulle laat eenkant sit om die suurdeeg te verwyder, sodat hulle 'n heilige volk vir God kan wees. Dan die fees van die eerstlinggerf was gehou op die dag na die Sabbat. En dit het ooreengekom met die opstanding van die Here Jesus. Dan die Pinksterfees, of die fees van die weke, was die dag na die 7de Sabbat, of dan 50 dae na die Pasga, en dit het dan gekorrespondeer met die uitstorting van die Heilige Gees, wat Joël 2 vers 28 gedeeltelik vervul het, en nie 1 Korintiërs 12 vers 13 vervul het. Baie, baie belangrik. Hierdie is gedeeltelike vervulling op Pinksterdag, en sal gedurende die verdrukkingstyd aan die einde volkome vervul word. So, daar was geen tekens in Joël 2 vir die Gees word uitgestort op die laaste dag, geen tekens in Handelinge 2 van tekens aan son, maan en sterre. So die gedeelte, die uitstorting van die Gees, om hulle toe te rus om die evangelie te bring, is gedoen, maar die volledige vervulling sal eers gedurende die verdrukkingstyd plaasvind.
Dan is daar 'n gaping, die somerstyd, of ons noem dit die dispensasie van genade, of ook die kerkdispensasie, waarin ons heiliglik woon, wat 'n verborgenheid geopenbaar is aan die apostel Paulus, en hy praat daarvan in Efesiërs 3, maar ingevleg is in Oud-testamentiese gebeure onder verskillende tipes. Dan is daar 3 herfsfeestuie, en hulle word vervul na hierdie huidige dispensasie. Die fees van die trompette vind plaas op die eerste dag van die 7de maand, dis Tishri, en dit is die herversameling van Israel aan die einde van die verdrukking, die fees van die trompette. Niks uit te waai met die wegraping. Die groot versoendag was die 10de dag van die 7de maand, en dit sien en word vervul by die verlossing van Israel, by sy fisiese sigbare tweede koms, waar hy die antichrist kon vernietig, die Jode kon beskerm, hulle in die Olyfberg se skeur in vlug, en hy die antichrist vernietig, en hy vir hulle koning word in Jerusalem, vir die Jode. En dan die fees van die tabernakel, of die hittefees, op die 15de dag van die maand, en dis die koninkryks-eeu, waar Jesus op die troon van Dawid in Jerusalem gaan koning wees vir die Jode wat 'n aardse koninkryk verwag, en ons noem dit in die eskatologie ook dan die vrederyk. Kom ons vat saam. Op Pinksterdag, te sien as die geboorte van die kerk, en die fees van die trompette as die wegraping, is om die waarheid van die woord volgens 2 Timoteus 2 vers 15 nie reg te sny of te onderskei. Paulus sê vir Timoteus, jy moet die woord van die waarheid reg sny. Dis baie, baie belangrik. So om Pinksterdag te sien as die geboorte van die kerk, en die fees van die trompette as 'n vervulling van die wegraping, is om die woord van die waarheid nie reg te sny nie. Paulus het die eerste 3 feeste geestelik toegepas op die kruisiging, die sterwe en die opstanding van die Here Jesus, aangesien dit alles te doen het met die saligheid wat aan alle mense verskyn het. Ek kan maar daarvan lees in 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 1 tot 4. Hy sê in 1 Korintiërs 5 vers 7 sê hy, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is met die sonde en die straf van sonde wat weggeneem is met die kruisdood, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Die sterwe, die opstanding, kruisiging van die Here Jesus, pas Paulus toe op die saligheid vir alle mense, 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. Die fees van die ongesuurde brode pas hy toe in 1 Korintiërs 5 vers 7. Dat julle moet heilig wees, kinders van die Here, met nuwe deeg, en die ou suurdeeg, wat 'n tipe is van die onreinheid en die sonde, moet uitgewerk en verwyder word. Vers 8. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg, of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met ongesuurde brode van heiligheid en waarheid. 1 Korintiërs 15 vers 22 praat hy van die fees van die eersteling gerf. Want soos hulle almal in Adam gesterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms, die wegraping, daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het met sy tweede koms, waar hy gaan 'n tydperk van vrede gaan inlei, die mag van die antichrist gedurende die verdrukkingstyd gaan vernietig. Christus is eerste opgewek, daarna die wat aan hom behoort by sy koms. Dan kom die einde, wanneer hy die koninkryk gaan oorgee en alle mag en heerskappy gaan vernietig. Ten opsigte van Pinkster noem Paulus slegs die dag as 'n geleentheid. In 1 Korintiërs 16 vers 8, hy sê,
maar pas dit nie toe op die dispensasie van genade nie. Pinkster is nie die geboorte van die kerk. Hy sê, ons sal op Pinksterdag daar wees. Hy noem dit net as 'n geleentheid. Maar hy pas dit nie toe, dat dit deel is van die Nuwe Testamentiese kerk wat gebore is na Handelinge 2 nie. Die gebeure op Pinksterdag was die vervulling van 'n profesie en nie deel van die kerkdispensasie of die dispensasie van genade nie. Petrus sê inteendeel in Handelinge 1 vers 16 en verder, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is, op Pinksterdag se preek. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, gedeeltelik vervul, as jy vers 19 tot 21 lees, geen tekens aan son, maan en ster nie. Petrus sê, dis 'n profesie vir die laaste dae. Wat het Petrus dan op Pinksterdag gepreek, sou die vraag wees. En dis baie, baie belangrik om vinnig hierby stil te staan. Hoor nou, hy praat oor die Here Jesus, hy sê, laat dan vers 36, sy punchline, sy toepassing op die wil van die mense, as ons nou dit so kan sê. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het. Christus, Ou Testamentiese naam van die Messias of die verwagte saligmaker. Die Here het hom, God het hom, Here en Christus gemaak. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het. So hy sê vir die Jode, julle het julle Messias vermoor. Nou, vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê. Toe hulle hoor dat hulle die Messias vermoor het, toe dink hulle, dis verlore, ons is verlore. En hulle vra vir hulle, wat moet ons doen, broeders? Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, nie die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Handelinge 28 sê hy, dat hulle gedoop word in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou, dis die groot opdrag. Maar hier sê hy, julle moet gedoop word in die naam van Jesus die Christus, hom wat julle vermoor het. So deur die bekering is te erken dat ek hom verwerp het. Deur gedoop te word is 'n uiterlike aanvaarding dat ek hom aanvaar as Messias. Op ander woorde, bekering en doop was noodsaaklik vir die Jode om Jesus as Messias te aanvaar. Dis hoekom Jesus gedoop is deur Johannes die Doper, om hom bekend te maak as die Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Die Heilige Gees is uitgestort op die 120. As julle bekeer en julle aanvaar hom wat julle doodgemaak het as die Messias, en julle laat julle doop, dan sal julle die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dit het niks uit te waai met heidene nie. Dis die Jode, julle het hom doodgemaak. Wat moet ons doen? Bekeer julle en laat julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. So sondevergifnis, om Jesus dan nou om hulle hom verwerp het, is gekoppel aan bekering en doop. Niks vir die heiden nie. Doop het geen plek by die heiden nie. Want die heiden het nie Jesus verwerp as Messias nie. Die heiden is verlore gebore in rebellie van God, teen God, omdat hy as uit die geslag van Adam gebore is. Wat nie 'n Jood was, as dit so kan sê. Die hele ganse mensdom word in sonde gedompel, Romeine 5 vers 12, want soos die een mens die sonde in die wêreld gekom het, deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Moet die heiden met sy skuld van sonde deur die bloed van Jesus Christus, wat vir hom gegee is as in sy plek sterwe, verlos word. Hy het nie nodig om
gedoop te word vir die vergewing van sy sondes. Die bloed van Jesus het sy sondes vergewe. Die bloed het ook die Jode se sondes vergewe, maar hulle moes hierdie aanvaarding van die Messias doen deur bekering en doop, met die oog op die vergewing van hulle sondes, om weg te draai. Want Paulus sê later vir hulle, in vers 41, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag, hierdie ouens wat julle om die bos gelei het, die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Want hierdie belofte kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Dit is baie, baie belangrik, dat hierdie belofte wat hier staan, wat hulle en hulle kinders toekom, is om Jesus as Messias te aanvaar, nie om gedoop te word, so ons vandag kinders doop as nie Jode. Hierdie teksvers het niks uit te waai met kinderdoop nie. Hierdie teksvers gaan oor hierdie belofte, dat as julle bekeer, julle doop, dat julle sondes afgewas word, deur Jesus te aanvaar as Messias, hierdie belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal aan wie julle die evangelie daarna gaan verkondig. Niks met doop nie. Nie die boodskap van die goeie nuus nie, wat Petrus hier bring nie, maar 'n moordaanklag. Die boodskap van die koninkryk het waterdoop vereis, en nie die evangelie van genade, vra nie doop nie. Kom ons kyk gou na die evangelie aanbieding aan die heiden. Ek het nou gesê, jy moet hierdie teksvers gaan lees. Die goeie nuus lees ons vir die heidene wat Paulus sê, is 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle aangeneem het, waarin julle staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrif, dat hy begrawe is, dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrif, en dat hy 4 verskyn het aan sy disippels. Wat sê hierdie aanbieding? Hy het vir jou gesterf, nie Jood. Hy is vir jou in jou plek begrawe. Hy staan op sodat jy kan sterwe, jou vereenselwig, Romeine 6 vers 4, in sy sterwe, in sy graf, in sy opstanding. En dan soek hy 'n geleentheid om ook aan jou hierdie wonderwerk van wedergeboorte en redding te doen. Handelinge 2 vers 36 tot 41 praat Paulus met die Jode, nie met die heidene nie. En die gedooptes wat bygevoeg was, is hulle wat aan die bestaande messiaanse kerk, hulle wat Jode was, wat Jesus as Messias aanvaar het, en nie die geboorte van die nuwe kerk van genade nie. Wat eers na Handelinge 9, toe die evangelie aan die heidene geneem is, die Nuwe Testamentiese kerk gestig is. Want Paulus sê in Galasiërs 1 vers 11 en 12, maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of van 'n mens geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Paulus ontmoet Jesus op die pad van Damaskus, en hy word die eerste Joodse bekeerling wat deel word van die liggaam van Christus, en toe die evangelie na die heidene toe gaan, toe word dit die Nuwe Testamentiese kerk, die liggaam van Christus. Die evangelie het hy nie van Petrus ontvang nie, maar van 'n openbaring deur Jesus Christus self. Petrus spreek nie die kruis nie, maar 'n moordaanklag. Paulus roem in die kruis in 1 Korintiërs 1 vers 7 tot 18. Die evangelie van Paulus is eers bekend aan die apostels geword in Handelinge 15, toe Paulus met die apostels in Jerusalem gaan deel het, dat die heidene ook tot bekering gekom het en met die Heilige Gees vervul is. Jy kan maar Handelinge 15 lees. So wat sê ons? En ek is nou klaar.
Wees gereed vir Jesus se wegname van sy kinders. Enige oomblik, enige tyd, en nie op Joodse feesdae nie. Hier is die einde van ons gesprek, en ek hoop dat die Here hierdie 4 afleweringe aan jou hart sal seën.